Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies. Nou in die sakewêreld is daar gesegde, as die eienaar sterf, dan sterf die besigheid. So vandag bespreek ons hoe jy kan seker maak wat jy opgebou het nie verlore sal gaan nie. My gaste vandag is Quentin Botes, die eienaar van Delicious Fish and Chips en Stephanie Naudé van Everest Advisory Services. Welkom julle. Baie dankie Thys. Dankie Thys, lekker om hier te wees. Quentin, ons begin by jou, besigheidseienaar. Vertel ons 'n bietjie iets van jou besigheid. Waar kom julle vandaan? Waar is julle? Ja, so ons hoofkantoor is in Centurion gebaseer. Ons het op die oomblik 14 van ons eie fish and chips besighede en dan 3 franchises. Okay. Dit het so 'n bietjie meer as 10 jaar terug begin, het my pa in commercial leasing gewerk en hy het 'n gaping in die mark gesien om fish and chips te doen. En ons het daai gaping gevat. Ek het eers my CA klaar gedoen, my klerkskap gedoen, bietjie in Amerika gaan werk en nou is ek terug om die besigheid oor te vat. En sien nou daai, dis 'n tipies daai familiebesigheidskonsep, jy weet, van entrepreneurskap, uitbreiding en nou kom die seun die volgende generasie, jy weet, met die kennis wat hy al opgebou het en vat hom na die volgende level toe. En dan Stef, maar is jy tipies hierdie tipe van kliënt oor jou pad kry, jy weet, as 'n finansiële adviseur en watter tipe van gesprek gaan jy met hulle hê? Veral nou hierdie is 'n familiebesigheid, né? Jy weet, waar gaan jy begin analiseer? Die groot probleem is veral met familiebesighede is dat mense is so geneig om, hulle wil net die struktuur eers reg kry in van ons moet nou begin besigheid doen want ons moet nou begin geld maak. Die familie is nou heeltemal afhanklik van die. En dan vergeet hulle baie keer om die regte struktuur in plek te sit van die begin af. En dan daai ding byt vir jou op 'n later stadium dat jy weet dan kom daar belasting betrokke en al hierdie ander goede. Hoe voel jy daaroor? Ek wil is dit iets waarna jy byvoorbeeld gekyk het, want jy was nie voorheen in die maatskappy nie. Nou en baie kere is besigheidseienaars geneig om veral as dit familie is. Jy weet dan laat jy nogal 'n paar goedjies bietjie in die lig gaan, jy weet so. Ek moet sê omdat ek nou nog redelik nuut is by die besigheid, is dit iets wat ek al in gedink het, maar nog nie aksie geneem het nie. So ek dink, soos wat julle sê, ons is aan die begin is jy daar om te groei en jy wil nie regtig dink aan die negatiewe goed, soos jy wil nie afsterwe dood, ongeskiktheid. So dit is so, maar dit is 'n baie belangrike deel, want jy moet jou besigheid oorlos as daar iets moet gebeur met jou. Dit is baie belangrik om daai te beplan en daai struktuur eintlik maar reg te kry van die begin af, want jy weet nooit. Dis die besigheid en dis jou familie wat geraak word en die werknemer. So daar's 'n paar partye wat betrokke is by hierdie tipe van strukture wat 'n ou moet aandink wat nie altyd aangedink word nie. Natuurlik. Ek dink hierheen maak dit moeiliker omdat dit familie ook is, want ek dink daar's daai emosionele las wat dit ook op jou sit, want jy het natuurlik nou 'n pa verloor, jy het nie net jou baas verloor wat die maatskappy begin het nie. So jy gaan nie jouself wees vir daai eerste stukkie ook nie. So dit is ook baie belangrik om daaraan te dink wat hierdie tipe goeders mense jou kan beskerm in daai eerste gedeelte. Wat jy kan byt, né? Ja. En natuurlik Stef, as 'n mens byvoorbeeld daarna gaan kyk, maar daar is versekeringsinstrumente wat 'n mens in plek kan sit om byvoorbeeld finansiële verliese te kan voorkom. Nou, dit noem ons sleutelman 'n tipe van versekering. So met ander woorde, hy was die gesig, hy was die beginner van die maatskappy en natuurlik jy weet nou gebeur daar iets. So met ander woorde, daar is so iets wat 'n ou sleutelman versekering kan uitneem. Vertel 'n bietjie daai konsep. So by sleutelman is dit die besigheid wat sien dat pa is byvoorbeeld die gesig van die besigheid, maar ook Quentin. Quentin is dalk die 2IC wat nou moet op stadium oorneem. So albei van hulle het 'n waarde in die besigheid. So pa moet dan gaan kyk dat die besigheid vir pa versekering uitneem dat as hy dan te sterwe kom, wat die stigter is van die besigheid, dat daar geld uitbetaal, maar daai geld betaal uit na die besigheid toe. En dieselfde as Quentin iets oorkom, geld betaal na die besigheid toe. So die besigheid kan dan daai geld gebruik om iemand anders in te kry, opleiding te betaal vir die opleiding van daai persoon, of dalk om skuld te betaal. Daar's dalk borgskappe geteken vir deur die eienaars en dan daai skuld moet betaal word op 'n stadium. En veral as jy weet as een te sterwe kom, dan gaan die banke eers by jou voordeur staan. Maar voordat jy oopgesluit het, staan die bank daar en dan moet jy betaal. Die groot ding is by sleutelpersoon is die maatskappy is die eienaar. Hy is ook die premiebetaler en dan die persoon wat verseker is dan pa wat verseker is of dan Quentin wat verseker is teen dood of ongeskiktheid. En die maatskappy is natuurlik die begunstigde. Ja, maatskappy is die begunstigde. Maar Quentin, baie interessant. Baie kere is dit nie net byvoorbeeld
jy en pa, jy weet wat sleutelman is in julle maatskappy nie. Ja. Is daar sulke rolle in julle maatskappy wat ook al geïdentifiseer is? Jy weet, is daai ou nou vandag, jy weet iets met oorkom, dan het ons moeilikheid in die maatskappy. Ja, ek moet sê ek van die begin af wil mense daai struktuur inbou en ek het vandat ek daar gekom het ook die strukture probeer in plek kry. So mense is maar jy maak baie staat op die groep onder jou. So daar is definitief daardie nood wat mense voel oor die hele maatskappy eintlik, maar want daar is mense wat die operations hardloop, daar's mense wat die bestuurder is van die 14 afsonderlike winkels. So dit is maar dis definitief iets waaraan mense kan dink. Netwerk. Sleutelman versekering vir eksterne wat soms staflede soos byvoorbeeld lynbestuurders, jy weet belangrike persone, mag mense dit op hulle ook uitneem, Stef? Ja, verseker kan jy dit uitneem op hulle en ek het op 'n stadium gesien dat jou kokke, die mense wat die jy dink dalk dis eintlik nie so 'n belangrike besigheid nie, maar ek sê vir jou sê as daai vis en daai chips nie reg gebak word nie, gaan die kliënte begin kla, dan verloor jy inkomste. So jy moet daai seker maak dat ewen daai ouens is verseker. So al is hy nie verseker vir die groot bedrag wat jy en jou pa verseker is nie, hy is vir 'n kleiner bedrag verseker, maar jy moet nog steeds daai mense ook verseker. So mense byvoorbeeld kyk na jou staf. Ek bedoel dit is ook sekerlik 'n belangrike faktor, maar weer eens die marges rondom winsgewendheid in 'n maatskappy is al so teen die been gesny. Jy weet, is daar nog spasie in praktyk vir julle byvoorbeeld om te kyk na sulke voordele of is dit moeilik vir 'n klein medium organisasie, weet, om daai tipe van voordele te gee? Op die oomblik die petrolprys druk en alles is maar moeilik, maar dit is vir my goed wat belangrik is in 'n besigheid want jy wil tog kyk na daai kontinuïteit en jy wil daai standaarde hou, jy wil nie hê laat iets soos dit jou kwaliteit van produk ook beïnvloed nie. Stef, wat is die grootste foute wat mense maak byvoorbeeld met sleutelman versekering? Jy weet, is dit meer om te sê ek dek dalk die verkeerde persoon of ek dek die regte persoon vir die verkeerde bedrag? En jy weet, wat is sommer net 'n vinnige meganisme, jy weet wat hou byvoorbeeld sê vir hoeveel dek ek dit? Ja. Ek dink die grootste probleem is om te bepaal wat is die waarde van daai persoon in jou besigheid. Ja. Verstaan, so daar's 'n klomp faktore wat jy in ag moet neem wanneer jy daai waarde bepaal. En ek dink dit is waar die grootste probleem inkom. Mense weet nie om daai waarde te bepaal van byvoorbeeld 'n direkteur in 'n maatskappy of die kok in 'n maatskappy nie. So en daar's baie daar's goed wat 'n ou moet na kyk, hoe jy die waarde bepaal is. Wat gaan dit jou kos om daai persoon te vervang? Wat gaan dit kos om 'n persoon op te lei om daai posisie te vervang? En dan ook natuurlik die waarde van die werk wat hy doen. Verstaan, daai dink ek is die een wat die moeilikste bepaalbaar is om te bepaal wat is hierdie ou werd vir my in my besigheid. So daar's 'n paar goed en natuurlik as jy met 'n ordentlike finansiële adviseur help, dan kan hulle vir jou help met daai goed hoe om daai bepaling te maak. Bly ingeskakel, net hierna bespreek ons planne om te verseker dat jou besigheid jou oorleef. Jy kyk na wins of verlies en ons bespreek wat in jou besigheid sou gebeur as iets met jou sou gebeur. Ja wel, hier is nog steeds en natuurlik jy weet Quentin en Stef. Kom ons begin sommer by jou Quentin. As 'n mens byvoorbeeld kyk na 'n besigheidsstruktuur kompleks of nie kompleks nie, ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens daai volhoubaarheidstipe van plan wat saam vooruit beplan. Jy weet, so as iets gebeur met jou vernoot, al is dit jou pa of dan nou nie jou pa nie, sleutelman versekering, daai tipe van goeders. Het jy so 'n plan al aan gedink? Is daar so 'n plan in plek? Mense wil ook nie altyd dink aan die verkeerde goed wat kan verkeerd gaan nie, maar dit is baie belangrik om daai in plek te hê en ek glo dit kan die besigheid net baat vorentoe. Stef, dis amper soos beroepbeplanning, nee. Dit is amper daai let's not talk about death. En ek dink dit maak baie sin ook, want ek bedoel vir alles jy nou 'n familielid is, dit is 'n baie moeilike gesprek om met jou pa byvoorbeeld te gaan hê en vir ons sê luister dad, as jy nou môre moet wegval, ons moet gou hierdie besigheid beplan, jy weet. Dis amper as dit klink amper soos 'n J.R. Ewing gesprek wat jy weet jy sê vir hulle listen, you need to die dad, I need to take this over, jy weet. So my beurt. Ja, is my beurt. Maar hoe sê jy byvoorbeeld daai aan 'n jong man soos hom verduidelik, jy weet die belangrikheid nommer 1 daarvoor en om te guide, jy weet, hoe om hy van gesprek te kan laat lei. Die ding is net jy moet iemand hê wat gaan oorneem by jou in die besigheid, maar daar moet ook kontant wees vir jou familie wat agterbly. So en dis waar koop en verkoop baie belangrik is. En nou, wat is 'n koop en verkoop? Dis my volgende vraag. Ja. Verstaan, dit is nou presies daai ding van ek en jy is in 'n besigheid, ons besit elkeen 50% aandelehouding as dit 'n maatskappy is. So ek kom te sterwe, jy moet dan nou my aandeel uitkoop. So
ons gaan 'n versekering aan. Jy is die eienaar op 'n polis, jy is ook die premiebetaler, dis baie belangrik, jy moet die premiebetaler wees, ek is die lewensversekerde en vice versa. En ons maak 'n bepaling van die bedrag geld wat die waarde is van daai besigheid en ek dink ons sal nou daaroor praat. As ek dan te sterwe kom, dan is daar 'n kontrak in plek en daai is baie belangrik. Jy kan nie net 'n versekering in plek hê, die polis nie, jy moet 'n kontrak in plek hê, want anders hardloop ek weg met jou geld. Nee. So dan kry ma en pa niks of ma niks nie. So dis belangrik dat die kontrak in plek is. As ek dan te sterwe kom, dan betaal daai geld aan jou uit, maar op voorwaarde dat die aandelehouding, jy koop die aandelehouding met die geld, daardie geld gaan na die familie toe. En dit is waar jy dan waarde skep in 'n besigheid vir die familie wat dan agterbly. Ja, so dan word dit daar so 101, jy weet, van 'n koop en verkoop tipe van transaksie. So, maar ek dink die belangrikheid ook daarvan is weer eens, jy weet, hoe bespreek ek daai, jy weet, met my vernoot of my toekomstige vernoot of wat dit ook al mag wees. So, en dan baie keer het jy daai element van dit klink amper asof ek my aandele nou wil hê. En dit is baie keer wat dan 'n belastingimplikasie kan hê. Jy weet, as jou pa byvoorbeeld 100% aandeelhouer is en nou moet hy 20% vir my gee byvoorbeeld of wat ook al die geval mag wees, jy weet, en nou trigger ek onmiddellik 'n belastingimplikasie. Maar is dit akkuraat as ek vir jou vra, Stef, is hy byvoorbeeld nog nie aandeelhouer is nie, maar hy sit hierdie ooreenkoms in plek, jy weet, so as my pa te sterf kom, dan het ek ons 'n X-bedrag wat ek ons dan nou 100% van sy aandele gaan koop, maar my pa gaan nie op my ding uitneem nie, jy weet, want ek is nog nie aandeelhouer nie. Kan 'n mens dit so struktureer? Ja, nee, verseker. Kyk, dit is wat lekker is, jy kan hom enige manier struktureer. Jy kan tot as daar 30 aandeelhouers is, kan elkeen 'n porsie van die ander ou wat doodgaan se aandeelhouding oorkoop met daai goed. So ja, jy kan op hierdie stadium, hulle noem dit 'n eensydige koop en verkoop ooreenkoms, waar jy is die eienaar van die polis, jy is die betaler van die polis en jou pa is die lewensversekerde. So as jou pa die 100% aandeelhouding het, dan kan jy die 100% aandeelhouding koop. En as jy byvoorbeeld 'n sussie het wat ook wil inkoop, dan kan sy ook op jou pa 'n lewensversekering uitneem met dieselfde voordele. Verstaan? So ja, dit kan 'n eensydige. Die ding wat opkom hierso is dat jy moet gereeld hom hersien ook. Dis nie 'n ding wat jy net uitneem en daar gaan jy nie, want jy groei hierdie haal meer en ja, dit moet jaarliks gedoen word. Kom ek sê vir jou hoekom. Ek het met COVID gesien dat die mense, die besighede het ongelooflik in waarde geval. So nou as jy nou verseker vir 100 miljoen rand en ewe skielik is jou besigheid 10 miljoen rand werd, nou betaal jy daai belaglike premie, so jy moet dit jaarliks word daai goed hersien, verseker. Ja. So kom ons skuif 'n bietjie weg van besigheidsversekering af en koop en verkoop, sit op persoon en so aan. En fokus bietjie as jy op 'n persoon. Okay, so met ander woorde, persoonlike lewensdekking is amper net so belangrik, want onthou jy het 'n vernoot wat by jou huis is. Jy weet, en dit is jou gade. En jy potensiële vernote daar wat jou kinders is. Jy weet, so met ander woorde, dit is eintlik net so belangrik, dit is net op 'n ander manier verduidelikbaar. Daai tipe van beplanning, hoe ernstig neem byvoorbeeld 'n jong entrepreneur soos jy daar buite? Ja, dit is my interessant dat my eerste keer op die program is om maar 28-jarige te kry oor my dood te praat. Ons het jou eintlik gekry vir 'n rede, my vriend. Jy weet, jy is om die vraag oop te hou. Nee, dit is definitief baie belangrik. Ek moet sien van my vriende en almal is baie sleg eintlik nog daarmee. Mense het nie testamente eers en sulke goeders nie. Dis iets waaraan die mens moet dink sodra jy die geleentheid het. Jy moet maar daai strukture in plek hê. Jy kan nie as die slegte goed gebeur, daai probleem iemand anders sin maak nie, want dit is iets waaraan jy moet dink voor die tyd. Stef, ek dink die belangrikheid wat daar uitkom is juis, jy weet, jy jong dinamiese tipe van opkomende entrepreneurs. Jy weet, is dat die mindset is nog baie wat dit eintlik maar nog was in die, kom ons sê, dekades terug. Jy weet, ek dink terug na myself ook. Ek bedoel 28 was ek op dieselfde bootjie as jy. Jy weet, moenie met my praat oor die dood nie. Moenie met my praat oor 'n testament nie. Jy weet, en daai van goeters en ek het nog eers kinders, wat praat jy van? Jy weet, so wow, stop die lorry. Jy weet, en dis amper ook daai van ja, ek wil nie daaroor praat want dan spreek ek dit oor myself. So I don't want to go there. Jy weet, maar wat is die belangrike deel van vroegtydige proaktiewe tipe van beplanning, al is jy nie getroud nie,
Jy weet, jy gaan nog trou, jy gaan nog kinders hê, maar ek dink net om jy in daai gewoonte in te kry dalk, Stef. Verseker, die groot ding met jong mense dink hulle kan nie doodgaan nie. Ja. Ongelukkig as jy kyk na die statistieke, al hoe meer jong mense gaan dood. En as jy nie doodgaan nie, ek sê altyd, dan is jy 'n groter probleem vir jou familie, want dan is jy ongeskik om te werk. Dan kan jy nie eers 'n inkomste bring nie en hulle moet na jou kyk. En as daar nie geld is nie, weet hoe gaan jy dit doen? Hoe verwag jy dat jou ouers of ander mense vir jou moet sorg? Dis 'n belangrike punt wat jy maak, hè, vir inkomstebeskermer of selfs ongeskiktheidsdekking. En want as jy nie te sterwe kom nie, dan word die verantwoordelikheid van jou ouers, jy weet, op daai huidige stadium en daai finansiële burden op hulle is nogal jy wil dit nie doen nie. So dit gaan weer eens tuis oor struktuur. Ja. As jy jonk is, weet jy hoef nie 10 miljoen rand se doodsdekking te vat. Vat minder doodsdekking, maar voel ten minste net, dis baie goedkoop. Ten minste dat jy jou begrafnis kan betaal, dat dit nie ook 'n verantwoordelikheid van iemand anders is nie. Maar ongeskiktheid as 'n jong mens, lomsom ongeskiktheid, inkomstebeskermers, kritieke siektes. Daai is jou groot versekerings wat jy dan moet na kyk vir al as jy jonk is. En as die kinders in goed kom, dan verander ons dit, dan struktureer ons hom anders. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons 'n baie moeilike gesprek hê. Ons gesels oor 'n moeilike maar nodige gesprek vandag hier op Wins of Verlies en ek gaan nou maar 'n paar ongemaklike vrae moet vra. Asai Quentin Stef, Quentin, so moenie dink ons pik op jou nie. Okay, ons het jou vir 'n rede gekies, jy is 'n opkomende wat saam jong entrepreneur en natuurlik het ons geweet dit sal die gesprek lekker laat vloei. Okay. Maar kom ons vra gou vir jou, as jou vernoot môre moet iets oorkom of vanaand. Okay, vanaand gebeur daar iets. Wat gebeur môreoggend 8:00 as jy moet oopsluit? Waarna gaan jy eers kyk? Elkeen se situasie is ook seker maar anders. Dit hang seker af. Maar ideaal het jy daai strukture in plek gesit. Soos wat ons gepraat het vandag en dan kan jy net basies aangaan soos wat jy normaal en goed. Stef dan nou jou toe, jy wat al baie jare se agtergrond het en natuurlik jy weet jy het al nie meer gewerk, het al sekere eise ook al gesien gebeur en jy het al selfs die uitwerking gesien is van hierdie ooreenkomste byvoorbeeld nie in plek is nie. Is dit ook 'n belangrike element om byvoorbeeld in die koop en verkoop dalk soos byvoorbeeld 'n addendum in te bring om te sê maar dis hoe die maatskappy moet bestuur word vir ten minste die eerste 14 dae na my afsterwe byvoorbeeld. Hier is ons sleutelwoorde vir wat so as ek moet inlok byvoorbeeld by bankrekeninge. Hier is die kluise kombinasies, jy weet, hier is die ouens wat jy hier moet hanteer. Hier is die boekhouers se details wat ons byvoorbeeld ons payroll hanteer. Jy weet, daai van goeders. Is dit belangrik om dit te doen of is dit nou 'n overkill? In 'n besigheidsbelangrik en ook op 'n individuele vlak is dit belangrik want ons het altyd weet jy 'n paswoord vir alles hedendaags. So as niemand dit het nie, hoe moet die besigheid aangaan? So verseker en ek dink dit is een van die belangrikste goed wat jy moet hê. Is daai inligting wat dan beskikbaar is vir die ouens wat agterbly om dan die besigheid mee aan te gaan. Ja, so Freddie Mercury sal ek jou sê the show must go on. Dit is maklik as dit, is nou wel onsensitief. As jy byvoorbeeld nou weer eens ook net daar gou stop as ons byvoorbeeld gaan kyk na jou werknemers, want ek dink as iemand te sterwe gaan kom byvoorbeeld in die organisasie, of dit nou die pakker is en of dit nou die tilslaaner is en of dit nou bestuurder is, die familie kom ook by jou 'n draai. Jy weet, het julle al enigsins so ondervinding al gehad in die verlede? Ons is nogals aktief besig om te kyk na ons werkers en hoe ons hulle kan help selfs met aftrede want dit is selfs 'n ding wat mense nie voorbeplan nie en dan ons het al mense gehad by ons vir 20 jaar vir ons gewerk het en dan stap hulle maar basies weg met niks nie. Hulle het hulle salaris gekry elke maand, maar daar's geen pakkette en goed nie en ek voel dit is iets wat klein SME besighede bietjie beter kan hanteer. Stef, die belangrikheid natuurlik jy weet van wat Quentin nou uitwys, is daar tipe van gestruktureerde produkte wat basies kyk na elemente soos aftrede in dieselfde polis saam met 'n klein bietjie lewensdekking, begrafnisdekking. Begrafnis is ongelooflik belangrik vir 'n werknemer. En dan 'n bietjie ongeskiktheid want as jy ongeskik raak of as hy ongeskik raak of doodgaan, hy kom na jou toe as werkgewer. Jy gaan die verantwoordelike persoon wees. So sit daai goed in plek en jy kan dit struktureer weer eens soos jy wil. Jy kan byvoorbeeld die helfte bydra en die werknemer dra die helfte by, of as jy alles wil bydra, kan jy alles bydra, maar dit is belastingaftrekbaar. Quentin, jou ondervinding nou, ek bedoel, jy het 'n persoon byvoorbeeld gehad, jy weet wat alle jare se diens ingesit het,
Is dit vir julle iets wat 'n ou byvoorbeeld dan nou, ek wil nie die woord gebruik afdwingbaar nie, maar tog laat jy 'n voorbeeld kan gebruik vir iemand wat nie begin werk by jou om juist daai voorbeeld te kan maak om te sê ja, moenie jouself in daai posisie plaas nie want dit is die uitkoms daarvan. Jy weet en ons wil nie in daai posisie geplaas word om jou byvoorbeeld te dra vir 'n addisionele 5 jaar of wat ook al. Ja, ek dink die belangrike deel is om dit van vroeg af te doen en die groot probleem wat ons al agtergekom het is maar mense is nie opgelees oor hierdie goeters nie. Hulle almal het nie 'n plan nie want hulle weet nie wat om te doen daarin nie. So hulle kom na ons toe vir raad en dis aan ons werk om dan nou ek sal nie sê dit op hulle af te dwing nie. Mense moet hulle seker altyd die opsie gee, maar ek sou dit sterk aanbeveel dan vir enige iemand. So byvoorbeeld ons almal het ons huiswerkers ook. Ek bedoel en baie van daai personeel werk vir 'n ou 10, 20 jaar. Wat se tipe van produkte kan ou daar gaan kyk en kan ou 'n groepskema byvoorbeeld aansluit vir hulle ook? Ongelukkig tuis mag jy nie 'n groepsdekking vir hulle begin nie want jou groepe is 10 tot 15 mense minimum voordat jy groepsdekkings kan begin. Maar natuurlik kan mens daarna kyk om vir hulle aftreeannuïteite op 'n individuele basis wat jy dan die bydrae maak. Wat jy vir hulle kan begin. Ongelukkig is dit nie vir jou belasting aftrekbaar nie. Maar jy kan dit in hulle naam doen, dit kan van hulle belasting afgetrek word. So aftreeannuïteite en dan kan jy kyk na jou uitkeerpolisse as jy vir hulle byvoorbeeld wil ekstra bonusse of iets betaal, dan kan jy elke 5 jaar kan jy vir hom 'n lekker bonus gee of vir hom 'n tipe van 'n spaarplan gee en vir hom sê as jy 5 jaar by my bly en jy het goeie diens dan betaal ek vir jou ietsie uit elke 5 jaar. So dit is weer daai ding van gee iets vir hulle en hulle gee weer iets vir jou terug. Quentin, terug na jou toe en dan om ook af te sluit mee, met 'n hele gesprek wat ons met jou gehad het, wat is van die elemente wat regtig nou vir jou uitstaan, wat jy voel, jy moet nou eintlik na gaan kyk? Eerstens is die groot ding om die sleutelmense in ons ding te identifiseer en die groot ding gaan wees om 'n waarde dan daaraan te heg. So ek sou effektief sê om daai kontinuïteit net aan die gang te kry, moet ons definitief kyk daarna. Dan ook vir my persoonlik om te gaan kyk na ongeskiktheidsvoordele en sulke tipe goeders. En dan die groot ding vir my is maar nog altyd ons werknemers om daai deel te gaan kyk oor hoe ons kan help met sulke voordele om vir hulle in te sit. So ek sê altyd vir die ouens, verseker jy jou kar? Dan sê hy ja. Dan sê ek maar kom ons nie bereid om jou eie lewe te verseker nie. Veral na jong mense. Ek dink dit is maar net daai ding van dat 'n mens regtig waar en ek wil amper dit aan die ouer afdwing. Jy weet, jy sê as jou kind nog op universiteit is byvoorbeeld, die volgende adviseurs kom sê 'n vergadering wat of hersiening wat jy het met jou eie adviseur, laat jou seun of jou dogter insit in daai tipe van gesprekke. Laat dit juis vir hulle dan verduidelik kan word die belangrikheid daarvan. Ek dink hoe jonger mense begin, dit is soos aftreeannuïteite. Jou pa het altyd vir jou gesê begin net met R50, maar ten minste begin net. En hierdie is presies dieselfde. Wel Stef, kom ons los dit daar. Baie dankie en natuurlik vir al jou kundigheid en alles wat jy tafel toe gebring het. Ons waardeer jou vir baie regtig waar. En dan Quentin vir jou. Ek dink jy het 'n bietjie huiswerkies wat jy agter mekaar gaan kry en weer eens ons het jy op jou gepikkie en dit is jy was 'n perfekte gas vir ons. Jy weet jy's met gesprek te laat kon vloei. En baie dankie dat julle saam met ons gekuier het en ons sien julle 'n volgende keer net hier op Wins of Verlies.